Hemelse Vader, ons het nou almal ons vereenselwig met hierdie boodskap in sang, en ons het vir u gevra, stuur die vuur in hierdie uur, Here. Ons het almal gehoor toe hulle sing, ons lê die sonde neer, ons kom buig onsself voor u neer, en dis net u wat dit kan doen. Hemelse Vader, ons harte is dors, ons harte is verlangend na die werk van die Heilige Gees in 'n tyd soos hierdie, waar ons almal sien wat rigting die wêreld gaan, en hoe dinge regskuif wêreldwyd vir 'n een groot oomblik. En ons het hierdie voorreg om vanmiddag te sit in die bruidskamer. En u as vriend van die bruidegom, o Heilige Gees, ons gebed is dat u ons sal kom afrond, sal voorberei vir daardie oomblik as die bousuin sou blaas. Dit kan tydens hierdie konferensie wees, dit kan enige oomblik wees. Maar dankie vir hierdie oomblik, Here, om onsself net te onderwerp aan u woord, die prediking daarvan, die uitwerking daarvan. Is alles in u hande, Here. Maar baie dankie vir hierdie geleentheid. Ons wil nie dat dit by ons verbygaan, en is maar net nog 'n diens nie, maar 'n tyd van ontmoeting met God. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Ekskuus, ek moet net 'n reëling tref. Staan net vir 'n bietjie naaste, want ek bly nie, my blaai hier net baie. Ekskuus nog. Nou ja, dis 'n wonderlike voorreg om saam met julle te wees op hierdie middaguur by 'n jaar-eindkonferensie van die AUB, 'n baie besondere konferensie, terwyl hulle 100-jarige kyk diep en vier ook wat die Here die werk in die lewe geroep het. En ja, dit was vir my 'n besondere geleentheid ook om die AUB te leer ken, en betrokke te wees. Ek het so 'n paar dinge neergeskryf wat ek net hier wou noem vir u. 'n Mens mag dalk vra, hoekom 'n jaar-eindkonferensie? En ek dink die raad van die AUB en ook al die pelgrims het so behoefte om net hulle jaar af te sluit, 'n besige jaar waarin hulle betrokke was in die koninkryk, om vir die Here te sê, Here, 'n jaar afsluit dat ons net weer hervul sal word met krag en energie en uit dankbaarheid vir dit wat die Here vir hulle gedoen het in die jaar wat verby is. Hoekom is u op die konferensie? Oor dieselfde rede. Die jaar is verby. En baie van u het 'n baie besondere besige jaar agter die rug. Baie dinge op die lewenspad gekom wat u, ek wil amper sê, emosioneel ook leeggelaat het. En u wil net sê, Here, hierdie konferensie, hierdie jaar-eindkonferensie, net 'n oomblik om met God weer te herstel en vervul te word met die krag van God die Heilige Gees. 'n jaar so af te sluit is net wonderlik. En ek dank die Here dat ons hier kan wees. Dit is 'n besondere voorreg om hier te kan staan en by die 100-jarige vierende van die AUB. Vir die raad sê baie dankie vir die geleentheid. Ek sê in my hart, en ek het vir my vrou gesê, dit sou so wonderlik wees as van die groot manne wat ons almal geken het in die AUB, wat nou al in die hemel is, hier ontstaan en hierdie oomblikke deel. Nou ja, ek kan maar net dink om in hulle skoene te staan, is nie maklik nie. En om hier te staan en die woord te bring by so 'n geleentheid, is nie maklik nie, maar ek moet net gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Nou in die AUB het ek leer ken, en ek praat nou maar my ou taal, nog van die weet waar het ek woon, watter jare het ek groot geword en hoe oud ek is.
Ons het in standaard 7, 'n jeugkamp op Mispa bygewoon. Ek en 'n neef van my. En dit was my eerste ontmoeting met die AJB, besondere jeugkamp. Ek onthou nog The Burning Hell was daar vertoon. En van die jong mense het daar uitgestap en hulle het geglimlag of grappies vertel. En daai volgende oggend toe daai biduur boodskap kom, was die boodskap gerig op dit, julle stap uit en is so ernstig. En hulle was so graag net jong mense met die Here ontmoet, maar dit was my eerste ontmoeting op die jeugkamp, daarna op kweekskool, as 'n student baie saam met Dominee Harry van die kerk, wat 'n ou pelgrim was, ook van die AJB, baie gebedskonferensies bygewoon, daar op Bethesda, saam met wyle oom Stoffel McLeod, en baie naweke saam gebid. Ek het die boodskap van wedergeboorte en redding duidelik leer ken en gehoor by AJB konferensies. Die boodskap van hartsreiniging en vervulling met die Heilige Gees leer ken op die AJB konferensies. Ek onthou een besondere geleentheid toe oom Stoffel McLeod by ons in huis was. In Palabora gemeente, ons eerste gemeente, het hy ons daar die sitkamer laat sit, vir my gesê sit, en hy het daai kaart van hom opgehang van Egipte, woestyn en Kanaan. En hy het met sy stokkie gestaan en hy het vir my gesê, ek gaan vir jou leer. En hy het my ingedrul daai hele week, Egipte, woestyn en Kanaan. En nou is dit een van my gunsteling reekse om te bring, veral oor Pinkstertyd, die pad na geestelike volwassenheid, Egipte, woestyn en Kanaan. Ek is baie dankbaar daarvoor. Die boodskap van heilige lewenswandel gehoor op die konferensies van die AJB. Die boodskap van roeping. As die Here jou roep om te gaan werk en nou ja, weet op hierdie konferensie daar boodskappe gaan wees oor roeping nie, maar jy hoef nie daarvoor te wag nie. Jy weet as die Here met jou gepraat het oor roeping, reageer nie. En dat dis wat ons gehoor het. Voordat gehad om op baie en vele konferensies as spreker op te tree, groot voorreg om met die AJB geassosieer te word. Nog nooit een oomblik in ons lewe skaam en teruggedeins, omdat ons geassosieer was met die AJB. Dit was vir ons 'n wonderlike voorreg om hulle aanvaarding te beleef, as persoon ook die boodskap wat Here op ons harte lê, hulle liefde te beleef, kosbare vriende, vriendskappe te kon beleef binne die geleedere van die AJB. In die kort tydjie wat ek hulle leer ken het in 100 jaar se bestaan. Nou, hierdie jaar het hulle 100-jarige bestaan gevier as die hoogtepunt by hierdie konferensie. Alles het in hierdie jaar saamgewerk, dis soos ek het opgesom het, ja, vergewe as ek verkeerd is, maar die sanggroepe, die toergroepe, alles meegewerk om op hierdie konferensie die hoogtepunt te beleef. 100 jaar oud. En ek het 'n bietjie gaan sit en dink, wat gebeur met 100 jare? Is nog nie my boodskap nie, ek groet u nog net, nee, so ek sal sê, as jy kan begin dink. Weet jy, as mens 100 jaar oud word, dan sien jou oë nie meer so goed nie. Nee, en iemand moet jou lei en help en net oppas dat jy nie val en bly lê nie. As jy 100 jaar oud word, dan hoor jou ore ook nie meer so mooi nie. Nee, hoe sê? Wat sê jy dan voor? Dan hoor jy nie. En as jy 100 jaar oud word, dan praat jy nie meer so duidelik nie. En dinge raak onduidelik wat by die mond uitkom. As jy 100 jaar oud word, is die reaksies en die beweging stadig en stadiger. En 'n mens sien dit soos die jare aanskuif, dit gebeur. As jy 100 jaar oud word, dan is jou nugterheid en jou realiteit, dit het begin verdwyn. Jy leef net in die verlede. Ek sien nou maar ouer mense, en ek is op pad so met ouers, ek neem julle nie kwaad, niemand nie, ek noem hierdie dinge, maar vir 'n rede, jy bly net leef in die verlede. As jy met hulle praat, is hulle daar in die verlede. En dan sê die woord, en nou toe ons kerk sy 80-jarige vieringe beleef, toe sê ek vir die moderatief, miskien moet ons dit ons tema maak, Hebreërs 8 vers 14. Die wat oud word en verouder is naby die verdwyning.
Ja, hulle het byna van hulle stoele afgeval. En hulle gesê, net nie dit nie. Nou, wanneer ons dink aan die AEB en hulle 100-jarige vieringe, dan wil 'n mens nie hê dat hulle oë moet verdof nie. En ons wil nie hê dat hulle ore nie meer sal hoor nie. En ons wil nie hê dat hulle monde sal ophou spreek nie. Ons wil nie hê dat die AEB stadiger en stadiger gaan beweeg deur ons land met die boodskap. Ons wil dit nie hê nie. Ons wil nie hê dat hulle nugterheid en hulle realiteit wat hulle het sal verloor nie. Ons wil nie hê dat die AEB net sal bly terugleef in die verlede nie. Daar's 'n hede wat voorlê. Ek gaan nou iets daaroor sê. En dan, wat kan ons doen om verdwyning te verhoed? Dit wat oud word is naby die verdwyning. Ek het net die vraag gevra, wat kan 'n mens doen om veroudering of verdwyning te verhoed? Nou baie mense in ons land het gepraat oor die AEB, hulle bestaansreg. En dan het ek hierdie woorde gehoor, en die raad met my verskoning is, ek sê, maar ek wil dit graag noem, ons het die AEB afgeskryf. Hulle tyd is verby. 100 jaar, ons kan by die streep trek. Dis wat mense sê. Maar nou die vraag in my hart, wat sê God van die AEB? Solank daar in ons land siele is wat verlore gaan, en solank daar in ons land kinders van God is wat geheilig moet word, en solank daar in ons land nog arbeiders is wat deur God geroep word en deur God gebruik word, is daar werk op die lande om te doen. En ek glo nie, God het nog 'n punt gesit of gesê dis die einde nie. En ek wil ook nie hê dat as jy hier van die konferensie al weggaan, ek is maar net 'n versoek wat ek rig, en ek wil sê ek is nie verbonde is aan die AEB nie. Moenie sê ons gaan 'n punt sit, dis die einde nie. Maar wat ek wil hê is dat ons as ondersteuners en as mense wat lief is vir die AEB en hulle werk wat hulle doen en nog gaan doen, dat ons sal bid vir hulle oë. Jy weet nou hoekom ek gesê het nou nie? Bid vir hulle oë, dat die Here hulle oë sal open om te kan sien. Bid vir hulle ore om te kan hoor. Bid vir hulle mond om te kan spreek. Bid dat hulle reaksie sal hê. En dan bo alles, dat ons vir hulle nie net sal bid nie, maar dat ons as kinders van die Here hulle sal ondersteun, dat ons hulle konferensie sal bywoon, en dat ons sal vra dat hulle Jesaja 40 sal ervaar, vers 30 en 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En ons bid dit vir die AEB in hulle 100-jarige bestaansjaar, hulle vieringe, dat die jonger geslag wat nou in die bestuur staan en wat besluite moet neem en wat moet voortgaan, dat die Here vir julle baie groot genade sal gee om voort te gaan en die werk te doen totdat die bazuin sal blaas. En ek het gedink om dalk net in hierdie oomblikke, ek weet daar's môre gaan daar 'n geleentheid wees, maar dan is dit iemand anders wat dit gaan lei en doen. Maar ek wil hê dat ons in hierdie oomblikke voor die Here sal buig en vir hulle sal bid. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U kan buig en hierdie organisasie wat 'n pad gestap het in Suid-Afrika, Here wat baie werk gedoen het, kostelike werk gedoen het, duisende siele tot redding gelei het, konferensies gehou het, van dorp tot dorp gegaan het, van skool tot skool gaan, ja Here, en hulle self uitgiet, om die evangelie te verkondig, om die naam van die Here onse God groot te maak, en wat in hierdie jaar, deur U genade, Here, dis U genade alleen wat dit moontlik gemaak het, dat hulle 'n 100-jarige bestaan kan vier. En ons wil as konferensiegangers, ondersteuners,
wil ons in hierdie oggend vir die AEB bid, vir die raad, vir die werkers, die superintendente, ja Here, elke aspek werk van die AEB, die opleidingsskool, waar hulle geroepen is, skool en gereed kry om uit te stuur in die velde om te gaan werk. Here, wil ons vir hulle kom bid, dat die hand en die seën van die Here onse God op hulle sal rus. Ons bid vir hulle vir 'n vars salwing uit die hemel uit. Here, in 'n tyd soos hierdie, waar dinge so geweldig gaan, daar so 'n ontsettende honger is en 'n dors is na u woord. Mense 'n honger het, Here, in hulle harte, dat hulle gered sal word. Ons sien die boosheid toeneem. Ons beleef dit alles, Here. En ons wil vir hulle kom bid, dat hulle sal sien en sal hoor en sal gaan en sal spreek en nie sal ophou nie. Maar Here, dat u verheerlik sal word. O, ons wil kom bid vanmiddag, vanoggend, Here, dat u kosbare jong mense sal roep om in te skakel en aan te sluit en opleiding te ontvang by die Afrika Evangeliese Bond. En dat hulle sal uitgaan met 'n passie en 'n vuur in hulle harte om die koninkryk van die hemele te verkondig en te verkondig dat die Here Jesus weer gaan kom. Dankie, Here, dat ons hulle kan afgee aan u en vir hulle bid. Soos Paulus ook gebid het daar in die woord, en nou dra ons julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle jul erfdeel te gee onder die geheiligdes. Dankie, Here, dat ons vir hulle kan bid en dat u verheerlik kan word en sal word in Jesus se naam. Amen. Nou gaan ek kom by my boodskap, dis 20:12. Dis waarom ek weet, en ek sal probeer om die woord te bring soos die Here op my hart gelê het, en dat u sal uitgaan hier met 'n brandende hart en met 'n begeerte om die Here te dien. Ek wil nie sê hulle moet gaan verskoning maak by die kombuis dat ons bietjie oor tyd gaan nie. Ek glo nie dit sal gebeur nie, maar ons gaan die woord bedien soos die Here op ons hart gelê het. Maak die Bybels oop by Rigters, die 3de hoofstuk. Rigters, die 3de hoofstuk. Ons gaan nie 'n lang gedeelte saam lees nie. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 4. Die voorafgaande hoofstuk, Rigters hoofstuk 2, is eintlik 'n waterskeidingshoofstuk in die volk Israel se geskiedenis. In Rigters 2 vers 10 staan hier die woorde: en toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. 'n Ander geslag wat opstaan en 'n ander pad stap. En waar is Dominee Johan Botbal, wat 'n ander evangelie verkondig, en wat 'n ander Jesus verkondig, en 'n ander gees in hulle gehad het. En dit was nie goed vir die volk nie. En nou ja, hulle het dan van die weë van die Here afgedwaal, omdat hulle die weë van God nie geken het nie. En dan het hulle tot die Here geroep, daar was toch so 'n soeke na God, en dan het die Here rigters verwerk, om hulle dan weer terug te bring na die weë van die Here. Jy sien dit in 2 vers 16, en dan ook vers 18. En dit het so aangegaan vir baie jare, tot op 'n punt. En dis daardie punt van waar ons gaan beweeg. En ons lees van daai punt in Rigters 2 vers 20. Daarom het die toorn van die Here teen Israel ontvlam en gesê, omdat hierdie nasie my verbond wat ek hulle vaders beveel het, oortree na my stem nie luister nie, sal ek verder geen een van die nasies wat Josua by sy dood laat oorbly het, voor hulle uitverdrywe nie, om Israel deur hulle op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou, deur daarin te wandel, soos hulle vaders dit gehou het, of nie. En daarom het die Here daardie nasies laat oorbly, sonder om hulle dadelik te verdrywe, en hulle nie in die hand van Josua gegee nie. Hier kom dit nou, vers 1. En dit is die nasies wat die Here laat oorbly het om Israel, almal wat al die oorlog
al die oorlog van Kanaan nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel. Net die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet, om hulle te leer oorlog voer, ten minste die wat daarvoor vroeër nie van geweet het nie. Die 5 vorste van die Filistyne en al die Kanaaniete, die Sidoniërs, die Jewiete, wat in die gebergte Libanon gewoon het, van die berg Baal Hermon af tot by die ingang na Hamat. Hulle was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel, om te weet of hulle na die gebooie van die Here, wat hy hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister. Net tot daar uit die woord van die Here. Nou ja, 'n baie duidelike punt in die volk se lewe waarby hulle gekom het en ook waar die Here gekom het. Ons wil net hierdie 3de vers weer vir u noem, sodat hulle kan leer om oorlog te voer. En dit gaan die tema wees van vanmiddag se woord, en dan môreoggend sal ons voortgaan met die tema van oorlog, en dan Sondag, as die Here wil, ons daarby kom, sal ons afsluit met die oorlogssituasie. Dis 'n baie relevante tema, baie relevante onderwerp, want die wêreld praat vandag net oorlog. Ons weet dit, ons hoor dit, verskoning van. Ek moet dit doen, anders word ek gepla. Nou die oomblik wat jy die boek Rigters begin lees, dan is dit asof jou hart inkrimp oor dit alles wat in die boek afspeel. Die volk val heen en weer tussen God en die afgode. En natuurlik is daar in hulle harte groot benoudheid as dit dan sleg gaan, en dan roep hulle tot die Here. En dan verwek die Here 'n rigter wat hulle teruglei na die weë van God. Nou hierdie aksie wat God toelaat, dat hulle terugkom na die weë van die Here, is sprekende van God se medelee met sy volk. En oor hulle swaar kry. En nou het ek vir u gesê in 2 vers 20, die Here het dit gedoen. Hy het 'n rigter gegee en hulle kom terug. En 'n rigter gegee en hulle kom terug tot op 'n punt. Rigters 2 vers 20. En die toorn van die Here het ontvlam teenoor die volk, en die uiteinde is, geen een van daardie nasies is verdrywe nie, wat Josua laat oorbly het, en dit sal dien, daar was 3 redes genoem, om Israel op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou al dan nie, om hulle te leer om oorlog te voer, en die 3de een was om te weet of hulle na die gebooie van die Here sou luister. 3 redes waarom daardie volkere oorgebly het. En is by een van hierdie 3, wat die Here die woord sterk op my hart gelê het, om ook met u te deel, naamlik om hulle te leer om oorlog te voer. Oorlog is nie 'n mooi woord nie, is nie mooi omstandighede nie. Maar oorlog sou altyd deel van die volk se lewe wees. Daar sal altyd vyande wees, wat teestand bied, wat wil verower, en wat wil beroof. En nou wanneer ek die dinge so noem, wil ek graag hê, dat u dit sal deurtrek na u eie persoonlike lewe. Wat u ervaar, ons weet wat die woord sê, dat die kind van God, ons is in 'n worstelstryd gewikkeld. En ek gaan dit nou weer vir u noem, maar daarom wil ek sê, trek dit deur. Daar sal altyd vyande in jou lewe wees, wat wil teestand bied, wat wil verower, en wat jou geestelik sal wil beroof. En dit is verstommend om al die verhale van oorloë in die Bybel te sien. En om oorlog te voer, moes aangeleer word. Jy het nie sommer 'n man daar van die straat afgeneem of uit die geleerde sê, kom en jy druk 'n wapen in sy hand, en ek gaan nou vir u sê wat die wapentuig was, en sê, gaan voer oorlog nie. Daardie man gaan nie weet om die skuld, wat u ken as die skuld van geloof. Hy gaan nie weet om dit te hanteer nie.
Hy gaan nie weet om 'n pyl en boog reg te hou en te skiet en te korrel nie. Hy gaan nie weet om 'n slingervel reg te hanteer nie, want hy gaan dit op verkeerde stadium los. En dan tref hy 'n ou agter hom in plaas van voor hom. So, hierdie manne was geleer om oorlog te voer. Die wapenrusting van daardie tyd was hoofsaaklik swaarde. Nou ja, en nou kan u terugdink aan Efesiërs 6, waar die Bybel praat van die swaard van die Gees. Daardie manne was geleer om met daardie swaarde oorlog te voer. Die Romeine het dit gedoen, Paulus het hulle mooi dopgehou, en na aanleiding van dit skryf hy daai aangrypende gedeelte in Efesiërs 6, waar hy sê, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die Gees. Hy het gesien hoe daai Romeinse soldate oefen en oefen en oefen, om meesters van die swaard gevegkuns te wees. Daar was dolke, daar was skilde, daar was pyl en boog, daar was slingervel, en natuurlik was daar strategieë, wat hulle moes leer om die vyand aan te val. Ons lees van hinderlae wat opgestel was. Dis oorlogstrategieë, en hulle moes leer om dit te kan doen. Ja, daardie manskappe moes geleer word om oorlog te voer. Want weet u, oorlog is nie 'n speletjie nie. Oorlog is nie kinderspeletjies nie. Dis die saak van lewe of dood. Dis 'n saak van neerlaag of oorwinning. En ek wil dit bietjie nader bring aan ons situasie. Ons is nou lekker ingestel daar by die Israeliete met hulle dolke en swaarde. Maar ek wil so 'n bietjie net agtergrond gee uit ons eie omstandighede. Daar was so 'n stadium in ons land, toe ons jong manne opgeroep was vir militêre opleiding. Jy sal dit alles goed onthou. 70er jare tot so vroeg 90s het ons dit gedoen. En hulle was opgeroep vir opleiding, want daar was vyande. Daar was magte wat wou oorneem en verower. En daardie magte wat dit wou doen, het gekom met militêre mag en wapenrusting en goed opgeleide soldate. So ons jong manne moes opgeroep word om oorlog te kom voer. Maar ons kon hulle nie net in die veld instoot en sê, right, hierso is 'n wapen in jou hand, gaan nou uit en skiet die wat jy kan en doen wat jy kan doen. Nee. Ons moes hulle leer om oorlog te maak. En alle aspekte van oorlogvoering moes bemeester word. Ek gaan dit noem. Hulle moes paraatheid geleer word. En nou wil ek jou vra, as kind van God, van nou af sit jy, en as ek sê, hulle was geleer om paraat te wees, dan vra jy jouself die vraag af, maar hoe paraat is ek vanmôre? En wat doen die Here om my paraatheid te leer vir die stryd waarin u en ek gewikkeld is? Hulle moes fiks wees. Ek is baie lief om die term van rondom vas en gebed, die woord fiks te gebruik. Want mense wil wegtrek in 'n week lank vas, en dan hou hulle dit nie uit nie. Maar die strategie is, begin op 'n ete, in 2 etes, 'n dag, 2 dae, en dan kan jy by 'n week uitkom, en jy's fiks. Ons moet leer om fiks te wees. Die soldate was geleer om waaksaam te wees, want ons kom by die huise uit, en ons hande is in die sakke, en ons lê op die beddes en op die banke, en tot mamma en pappa se frustrasie, en ons moes daardie jong manne leer om waaksaam te wees, om observerend te wees. Kyk bietjie om jou heen, wat gaan daaraan? Dis onnatuurlik, hoekom maak daai ou so? Ons moes die jong soldate daardie dinge leer. Ons moes hulle leer om hulle wapens te hanteer. En weet u wat baie belangrik was? Ons het 'n patriotisme in hulle opgewek. Patriotisme beteken 'n liefde vir hulle vaderland te kweek, sodat hulle dit kan doen. En weet, waarvoor voer ek hierdie oorlog? En kom ons gaan bietjie verder.
Daardie soldate wat onder ons hande deurgeloop het, ek was self een, ek is deur hierdie opleiding en ek moes later self ook die soldate leer. Ons moes dissipline by hulle indra. En nou ja, daarom moes hulle vroeg opstaan. Kind van die Here, trek jy dit nog deur? Wat ek nou sê, julle kan so identifiseer daarmee. Ons moes hulle leer om vroeg op te staan. Hulle moes inspeksie staan. En ons het gedink, dis nou 'n mors van tyd in. Boeta kom by die huis en hy vertel vir ma en pa hoe hulle moet inspeksie staan en die arrogantheid van hierdie korporaal om hulle beddens om te keer en modder in te gooi. Het julle die verhale gehoor al? Hulle was dissipline geleer. Hulle moes wag staan. Sommer net om tyd om te kry, moet hulle daar rondloop om 'n eenheid. Hulle moes opdragte stiptelik uitvoer. Hulle moes betyds wees. Ouens, hierdie dissipline het ons die manne ingedrul. Nou gaan jy vra, wat het dit met oorlog te doen? Alles. Die volgende een, ons het hulle geleer om ontberinge te verduur. Hulle moes deur 'n moddergat kruip onder deur 'n net aan die ander kant uit. En dan jy jou skoon browns aan en jou boots en jou geweer en al jou kiet. En jy's in daai moddergat en jy's gaan daardie ontberinge deur. En jy kan vra, waarvoor? Of, hulle het onder deur die nette gekry, bo oor versperrings geklouter. Hulle moes koue nagte buite slaap. Dikwels op oorlewingsrandsoene gesit. Om te leer om te oorleef. Hulle moes teerpale ronddra, die arme jong manne. En as jy daai teerpaal vat en jy hardloop so 5 kilometer met hom op jou skouer, en jy gaan naderhand, is jy nie meer vriendelik met hierdie teerpaal op jou skouer nie. Maar daar was 'n doel waarom dit gedoen was. Wat was die doel? Ons het hulle geleer om oorlog te voer. Want op die oorlogsfront, op die slagveld, moet jy ontberinge kan deurgaan. Een van die ontberinge wat u nou beleef is om in hierdie saal te sit en die hitte te ervaar en deur te gaan en te sê, Here, ek luister na u woord. Ongeag, dit is ontbering. Hoekom? Sodat jy geleer kan word om oorlog te voer. Want dit is nie altyd net aircons en lekker sagte beetjies op 'n oorlogsveld en op 'n slagveld nie. Hoegenaamd nie. Ons het hulle geleer om onderworpe te wees. Onderworpe aan gesag. Opdragte uitvoer. Hoekom moes ons dit doen? Nou ja, al was dit so onlogies, het 'n 2-streep korporaal vir ouer manne as hy, daai korporaal kon jou jonger boetie wees, hy's jonger as jou jonger boetie, dan staan hy voor hierdie ouer manne en hy gee vir hulle 'n opdrag wat so onlogies klink. Sien julle daar die boom daar? Gaan om daai boom en pluk 'n blaartjie. Hy gee die snaakste opdragte. Hoekom? Om hulle te leer om onderworpe te wees. Want weet u wat, wanneer jy kind van God word, is dit ook wat jy deurgaan. Daar's ontberinge op jou pad. En as jy sê, ek is nie lus om hierdie goed deur te gaan nie, en ek gaan sommer alles oorboord gooi, gaan jy nie paraat wees vir oorlog nie. Dan is jy klaar oorwin. En as jy nie onderworpe kan wees aan 'n opdrag, al klink dit hoe onlogies nie, gaan jy nie aan God gehoorsaam kan wees. 'n baie praktiese voorbeeld. Die Here roep ons na Rietfontein gemeente. Ons is daar net 2,5 jaar. En die Here stuur ons Boksburg toe. Ek verstaan dit nie. En die gemeente ook nie. Maar dit moes onderworpe wees aan God se stem. As ek daar styf en ek sou trek en sê, ek gaan dit nie doen nie. En helaas kry ons ongelukkig baie kinders van die Here wat hierdie ding doen. Nee, ek sal dit nie doen nie. Niemand sal vir my sien, nie. En weet jy wat? Dan word ons verslaan deur die vyand. Of ons kry bloedneus deur die vyand. Nou ja, hulle het, kom ons gaan 'n bietjie aan. Skietoefeninge deurloop. Ons het hulle na die skietbaan toe gevat.
En hulle het geskiet en geskiet en geskiet. En luister, hoekom doen ons dit? Om sy wapen te ken. Ek het hier geskryf, vertrou te raak met die potensiaal van sy wapen. Hy moet weet, waartoe is hierdie wapen in staat? Hoe hanteer ek hierdie wapen van my? Luister baie mooi. En dan ten minste raak te skiet. Dis dalk die heel eerste keer in sy lewe dat hierdie ouetjie 'n wapen in sy hand vashou, nê? Hy het nog nooit, hy kom nie van die plaas waar die plaasheers gewoond is aan die .22 en wat ook al nie, maar hy druk hulle 'n R1 in sy hande in, en hierdie ouetjie staan dan met die R1, maar hoe hanteer ek dit? Hy word geleer om dit te hanteer. Luister, hy loop met sy wapen, en hy eet met sy wapen, en hy slaap saam met sy wapen, hy versorg sy wapen, en selfs wapeninspeksies. En Boeta, as jou wapen vuil was, as daai korporaal deur daai loop gekyk het, en hy sien daar's vuilheid in daai loop, is daar moeilikheid. Hoekom? Ons het hulle geleer om oorlog te voer. Wat is jou wapen in hierdie geestelike stryd? Ons gaan nou daarby stil staan. Ek weet ek loop by voor. Wat is die wapens van ons geestelike stryd? Ja, ons kan hom maar vir mekaar wys. Hoekom dink u doen ons Bible drilling? Hoekom leer ons teksversies? Hoekom doen ons leer ons die Bybelboeke en doen Bybelstudie en al hierdie goed? Ag, ek het nie nodig nie. Ek lees my Bybel en dit is alraai. Weet jy wat? Die kinders van God ken nie die potensiaal van hulle wapen nie. Hulle kan nie raak skiet nie. Ek gaan later daaroor praat, ek wil nie nou alles sê nie. Maar dit gaan alles daaroor om die woord van God as wapen reg te hanteer. En te weet waartoe is dit in staat. Kan ek dit gebruik? Ja, jy kan dit gebruik. So, jy word geleer om oorlog te voer. Ons het hulle geleer, ons is nou klaar daarmee. Hy sê, om ag te gee op homself. Die soldaat, jongman, as jy wil oorlog toe gaan, dan het jy netheid, is een van jou groot woorde. Ja, netheid is hulle geleer, higiëne is hulle geleer, skoon wees, versorg, ook in sy geestelike weerbaarheid, want as jy nie versorg en op jouself kan let nie, hoe gaan jy let op ander waaroor God jou aanstel? Kan jy sien? En daarom is dit netheid en al die dinge is van onskatbare waarde om te leer om oorlog te voer. Vergun my net nog so iets. Ek hoop nie ek verveel u met al hierdie soldate dinge nie. Net hierdie ding. Nou moes hierdie vaardighede toegepas word op die oorlogsveld en op die slagveld. En weet jy toe ons hulle daar aflaai op die slagveld en die skote begin klap om hom, toe besef hierdie jongman, dit is nie speletjies nie. Dis die egte, dis die waarheid. Hy is so bly dat hy fiks is. Hy is so bly hy het gehardloop en hy het dit gedoen, want nou moet ek dit doen. Ek is op die slagveld. Ek is so bly ek kan my wapen hanteer. Ek kan skiet en ek kan raak skiet. Ek weet wat is die potensiaal van my wapen. Nou waardeer hy dit toe hy op die slagveld kom. Hy is so bly, hy is geleer om onderworpe te wees aan gesag, al is dit hoe onlogies, want daar op die slagveld kan korporaal nie eens met hom praat nie, hy het net vir hom gewys. Net dit, ouens, die fynste handgebaar, net, dan met daai troep weet, ek move nie nou nie, ek bly net so laag. En as God praat met daai stil, sagte stem, en jy sê, ek sal nie luister nie. En jy staan op en jy sê, ek gaan doen wat ek wil. Pa, 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 pa. Nee dan, skiet hulle jou mors dood. Op die slagveld. Hy het geleer om onderworpe te wees, al lyk dit hoe onlogies. Hy het geleer om waaksaam te wees. Sê die Bybel vir ons iets daaroor, vir die kind van die Here, om nugter en waaksaam te wees. Die Bybel sê baie daaroor. Hy's gewaardeer. Sy kos wat hy nou eet, waardeer hy. Nou dit nie 'n keuse nie, hy moet nou oorleef. Hy sê, dit nie aan mamma se tafel was, ek eet nie dit nie, en ek eet nie dit nie. Nou eet hy alles, baked beans of koue boeliebeef, maar hy eet dit. Hy is nou op die slagveld. Luister baie mooi, daar is kinders van die Here daar buitekant, wat nie hierdie voorreg het. Wat sê, as daar net iemand kan kom, wat ook vir ons die woord kan preek.
Hulle sal dit ineet, dit gee nie om hoe dit is nie, ons sal dit eet. Ja, die ware woord, ek praat nou daarvan. Netjies en skoon te wees, dat dit by my ingedrul is. Maar weet julle wat, ek kom terug by die teerpaal. Daai teerpaal wat hy so, ek wil amper sê vervloek het, in sy opleidingsdae. Hy het gestink in my nek, ek was vuil. Ek het hom daar neergegooi. En toe die slagveld kom, toe skiet hulle een van sy buddies net hierso. En hy moes hardloop, en daai buddy op sy skouer tel. Hy moet hom hardloop, en die bloed het hom vuil gemaak. Maar hy het gehardloop met daai buddy van hom, na die helikopter toe. Weet jy wat sê daai troep? Hy sê, dankie vir 'n teerpaal, wat my geleer het om uit te hou, met die gewig op my nek. Kan u sien waaroor gaan dit? Ons het hulle geleer om oorlog te voer. As 'n soldaat nie geleer gaan word nie, gaan hy homself benadeel en homself beseer. As hy nie geleer gaan word nie, dan gaan hy sy makkers in die steek laat. En weet jy, veral as ons in so 'n groep is, en kerkgroepe, die AJB, ons werk in groepe saam, as jy nie geleer is om selfstandig, onderworpe, mekaar te respekteer, op jouself te let nie, gaan jy jou makkers in die steek laat. Daarom gaan daar soveel krisis in gemeentes aan. Hy gaan sy eie makkers doodskiet en raakskiet, as hy nie geleer het om sy wapen te hanteer nie. Ons het dikwels, as op die skietbaan loop, en daai jong man lê daar, en hy sê, my gewere wil nie skiet nie, hy sê, kopperhaal, en hy maak so. Die ander ouens is weg, jy gooi met 'n skroewedraer of 'n baksteen, maar hy mag dit nie doen nie, want hy gaan sy eie manne raakskiet. Klim vir Ierhof, hy sal dit nie weer doen nie. Maar weet jy wat, weet jy hoe skiet die kinders van God mekaar dood op die slagveld? Weet jy hoeveel word deur eie vuur doodgeskiet? Ons noem dit friendly fire. Skrikwekkend. Hy gaan die eerste een wees, as hy nie gaan ag gee nie, wat gaan roep daar op die slagveld, help my, ek wil nie wees nie. Ongelukkig kan dit geestelik nie so werk nie. Ons is in die slagveld. En dan is hy ook, die laaste wat ek wil noem, 'n potensiële verraaier. O, kinders van God, hierdie dinge wat ek nou genoem het, was 'n inleiding, ek gaan nou na die ernstige toe beweeg. Daar's nog tyd, nee. Ja, hoe laat eet ons? 1 uur. Ja, 12:30. Maar daar's nog tyd. Luister gou mooi. Dis hierdie dinge wat jy in jou eie gemoed moet bereken en uitmaak. Niks, ek sê hierdie woord, niks wat afspeel in jou geestelike lewe, wat na jou kant toe kom, is maar sommer net verniet of per toeval nie. Daai ding wat op jou lewenspad kom, op jou geestelike pad, is daar om jou te leer om oorlog te voer. En staande te bly. Dit leer jou. Maar weet jy, in elke oorlog wat afspeel, om daai eerste skote te laat klap. En hier kom my 6 punte nou, so, ja, maar dit gaan interessant wees, luister. As daai oorlog, daai front daar is daar iets wat ek doen, om daai ouens te laat skiet, of my ouens te laat skiet. Met ander woorde, dit het nou in Israel en Hamas en die ouens ook gebeur, ek verklaar oorlog. Dis iets wat ek doen, ek skiet 'n mortier, of ek skiet een van hulle manne dood, klink verskriklik, maar ek het 'n oorlogsverklaring gedoen, en die skote begin klap. En luister baie mooi, die woord van God is duidelik, dat elkeen van ons wat oorgebring is, in die koninkryk van God se liefde, elke kind van God, is in 'n stryd gewikkel, stryd tussen lig en duisternis, stryd om lewe en dood, 'n worstelstryd, sê Efesiërs 6, 'n stryd ten bloede toe, sê Hebreërs 12 vir ons. En waar jy beweeg, kind van God, waar jy beweeg, is jy 'n teken van die vyand. Of jy by die werk is, en of jy by die kerk is, helaas by die kerk vind dit ook plaas, en of jy ontspan, en of jy besig is om sport te beoefen, en of jy besig is by die dinge van die Here, of die Here van die dinge, soos ons praat nie, is ons as kinders van God onder konstante, voortdurende aanslag. Dit is maar net so, en ons leer julle om oorlog te voer.
Dis waaroor hierdie konferensie ook gaan. Maar daar is sekere aspekte wat jy doen in jou geestelike lewe, wat dadelike oorlogsverklaring is. Jy moet dit weet. Wanneer jy hierdie dinge doen, gaan die vyand jou dadelik teiken, en hy gaan al sy arsenale op jou leegmaak, grof geskit, geweervuur, om jou lam te lê. En ek gaan dit nou vinnig noem, want ek weet die tyd is min en die saal is warm. Is julle nog reg met die ete? Lekker om hierdie ontbering deur te gaan, net dit leer ons om oorlog te voer. Wat van as die Here jou na 'n sendingveld toe stuur, daar in die Kongo? Here, dis moeilik, maar ek het geleer. Dis dit. Die oorlogsverklaring teen die sielevyand, die heel eerste wat jy kan doen, as jy daarop uit is om te gee, moet jy weet, jy doen 'n oorlogsverklaring. In die koninkryk tussen lig en duisternis. En so dikwels, as jy dit lees in die woord van God, lees ons dit, is om te gee 'n baie kosbare aspek in die kind van God se lewe. 2 Korintiërs 8 vers 5 staan daar hierdie woorde, en die kinders van God het hulle self eers aan die Here gegee, en toe aan die werkers, om bruikbaar te wees in die hand van die Here. So om te gee. En as jy gee vir die saak van God, wat dit ook al mag wees, daar's baie dinge om te gee vir die saak van die Here. Moet jy weet, die duiwel haat dit. Hy haat dit as die kinders van God hulle self aan die Here gee of toewy. Hy sal alles in sy vermoë doen om op hierdie konferensie jou te verhoed om te buig voor die Here en te sê, Here, hier is ek, hier is my krag, hier is my lewe, hier is my alles, Here. Hy wil nie hê dat jy sal gee nie. Hy wil nie hê jy moet jou tyd aan die Here gee nie. Hy wil nie hê jy moet jou talente vir God gee nie. Hy wil nie hê, helaas, dat jy jou geld aan die Here sal gee nie. Want as jy gee, is daar hemelse energie beskikbaar, goddelike krag, om werksaam te wees, om te gaan, om te werk, om siele te wen, en die koninkryk van God uit te bou. En wat die vyand wil bereik met sy aanslag, jy moet weet, ek het sê, as jy gee, trek jy vuur, en hy gaan begin skiet. Wat wil hy bereik? Hy wil bereik dat die geleerdere van die kinders van God onproduktief sal wees. En hy wil hê dat die kinders van God onbetrokke sal wees. En hy wil hê dat die kinders van God lusteloos sal wees. En dat hulle lui sal wees. Helaas is luiheid 'n baie groot sonde in die dag waarin ons lewe. Hy wil hê dat jy passief sal wees. Passief sê, ek sit net en luister en verder doen ek niks. En ek sê, ja Here, maar ek stap daar by die deur en ek is nog net so passief. Al het ek 10 keer ja gesê. En hy wil hê dat die kinders van die Here skepties sal wees oor die werk van die Here. Ja, dat hulle so sal voorkom in voortlewe, en hy skiet daar die vurige pyle op jou af om sy doel te bereik, en groot skade aan die koninkryk van God. Nou, my vraag aan u is, en ek gaan hierdie 6 vrae vra, sê vir my, moet jy en ek dan om konflikte vir my ophou gee? Dink mooi wat jy gaan antwoord. Moet ek om konflik met die sielevyand te vermy, kom ons hou op om te gee? Nee, liewe kinders van God, nee. O, dat ons sal gee en gee en gee. En weet jy wat doen? As jy dit doen, dan is jy in die slagveld. En jy gaan sê, Here, U het my ontberinge geleer. Ek is fiks. Here, ek weet om my wapen te gebruik. Onthou al die dinge wat ons hulle gesê, om te leer om oorlog te voer. So, moenie ophou gee nie. Gee jouself vir die Here. Maar jy gaan oorlog kry. Maar moenie terugdeins nie, moenie. Dan om te aanbid is 'n oorlogsverklaring. O, luister, ons lees dit in die woord. God wil aanbid word. Hy wil verheerlik word. O, luister, daarom is daar privaat tye van aanbidding in jou huis ingestel. Daarom is daar gesamentlike tye van aanbidding. Daarom is daar konferensies soos hierdie. God wil aanbid word en ons wil hom aanbid in gees en in waarheid. En in aanbidding word God verhoog en sy naam word geëer. Daar word gebid in aanbidding. Daar word geestelike liedere gesing in aanbidding. Die woord van God, word gelees. Die woord van God word gepreek. Lewens word verander terwyl ons besig is met aanbidding.
En dis 'n oorlogsverklaring teen die vyand. Hy haat dit. Dat God aanbid sal word en 'n arsenaal van, nou gebruik hy Efesiërs 6 se woorde, 'n arsenaal van vurige pyle sal teen jou gevuur word van alle kante af om die aanbidders van die lewende God te ontmoedig en om aanbiddingsgeleenthede te ontwrig. Die pyle, nou gaan ek van hierdie pyle noem, die pyle van twis, die pyle van oneenigheid, die pyle van rusie, verdeeldheid, meningsverskille, geskille, aanstoot, skaamwees, vrees, hou hulle besig met ander dinge, maar net nie aanbidding nie, vyhandigheid. Hy skiet daai pyle soos in massas op die kinders van die Here af, om hulle te ontmoedig om te aanbid. Wat moet ons doen? Kom ons hou op aanbid. Dan vermy ons alle kontak en alle oorlog en alle rusie. Sal jy saam met my saamstem? Nee, kind van God, nee. Aanbid die Here in heilige gewaad, sê die Bybel. Die Engels druk dit so mooi. Worship the Lord in the beauty of holiness. Laat God jou hart en jou lewe verander ten opsigte van ander kinders van God. En dan aanbid die Here in heilige gewaad. Maar jy maak ook, jy het 'n oorlogsverklaring gedoen deur net te kom sit en te aanbid. En daar in jou huis. Die volgende, die derde een, om te getuig is 'n oorlogsverklaring in die koninkryk of in die stryd waarin jy en ek gewikkel is. God het gesê, julle sal my getuies wees. Luister mooi. En ons moet getuig van die groot werke van God. Ons moet getuig van die groot dade van die Here, klein wonderwerke, groot wonderwerke. Dit wat God in jou lewe gedoen het, om te getuig, bring eer op sy naam. Dit maak ander honger, dit bring hoop in ander se lewens as ons getuig van dit wat God doen. En as jy getuig en jy sê, ek wil net getuig wat God vir my gedoen het, moet jy weet, dis daar en dan 'n oorlogsverklaring wat jy doen. En weer eens die vyand se pyle op jou gerig, om jou te skiet, om jou stil te kry in jou getuienis. Deur pyle van vrees. Ek kan nie van mense praat nie, ek kan nie nou praat nie, dit gaan, of, almal het dit al gehoor. Nee, almal het dit nie gehoor nie. Dis 'n algemene ding wat hy sê. Hy sal alles doen om die kerk stil te kry. Nou, wat is die antwoord? Moet ons vir mekaar sê, kinders van God, nee, hou net opgetuig. Daar wil jy, asseblief, moenie praat nie, ons wil nie meer oorlog hê nie. Is dit die antwoord? Nee, dis nie die antwoord nie. Daar's 'n lied wat ons sing, kind van God, en julle gaan hom nou hoor. Getuig, getuig, vertel, vertel, sê dit nou oral oor, nee? Nou ja, ons moet verkondig ons getuienis wat God aan ons gedoen het. Ons mag nie stil bly nie, al bring dit die helse magte teen jou. Ons sal nog staan by ons wapenrusting, moenie worry nie. Ons stap so doen. Om te bid is 'n oorlogsverklaring. Dis onmiddellike oorlogs. Jy trek onmiddellik vuur. Ons sien hoe dat die woord van God ons herinner in Efesiërs 6, nadat hy die hele wapenrusting gebruik het, in vers 18 reken ek, kom hy by daai punt waar hy sê, terwyl julle by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en ook vir my. Nou ja, waak daartoe. Dis die krag van die kerk. Wat ons hiermee te doen het in die wapenrusting, en natuurlik 'n bose aanslag op die kinders van God, om hulle van hulle knieë af te kry, bedoelende uit hulle gebedsposisies in plekke, van hulle knieë af te kry, en die kerk, en die gemeentes, se gebedstondes te kelder. Dis moeilik hierdie goed. Maar luister, die oomblik as jy saamkom om te bid, of hier, of daar, of waar ook al, luister, dan kom die vurige pyle van die vyand, en een van hulle is, besmet hulle, bevlek hulle. Want jy kan nie bid as jy besmet en bevlek is nie. Want God soek gebedsreinheid. Hou hulle besig, hou hulle net moeg. Hou hulle so besig dat daar nie tyd is om te bid nie. Dis pyle wat die vyand skiet. Steel hulle vrymoedigheid. Saai twyfel en ongeloof waar jy kom, sodat die kinders van God nie meer kan glo in die krag van gebed nie. Twyfel of God nog hoor.
En helaas slaag hy daarin. Want ons weet nie om ons wapens se potensiaal te gebruik nie in hierdie stryd. Maar weer eens, wat is die antwoord? Ek gaan vir u sê, kom ons hou op bid. Dat is al ons stryd verby. Hou net op bid, asseblief. Is dit die antwoord? Nee, o kinders van God, laat ons bid, laat ons klop, laat ons smeek. Ons het met die kosbaarste beloftes in die woord rondom gebed. Ons kan nie ophou bid nie. Al is dit die hoogste oorlogsverklaring wat jy kan kry. Om heilig te lewe is 'n oorlogsverklaring. Dis die volgende een. Ons gaan dit maak. Skrif, ons ken hom al te goed. Daai skrif wat sê, wees heilig, want ek is heilig. O, luister, heilige lewe, wat vooraf gegaan word, deur die reiniging van die hart en die vervulling met die Heilige Gees, 'n uitvloeisel van daardie ondervinding, 'n heilige lewe. 'n Lewe wat die beeld van die seun van God uitdra en uitleef. O, luister, ek kan dit nie anders sê of uitdruk nie, wat 'n krag in die hand van God in hierdie bose atmosfeer waarin ons lewe, die heilige lewens van sy kinders, wat hy gebruik om ander te wys, en sout van die aarde te wees, en lig van die wêreld te wees, en so 'n lewe is 'n oorlogsverklaring. Die vuur, weer eens, die arsenaal van vuurige pyle, om jou lewe en jou getuienis te vernietig. Hoe kan ek dit, gou dit nou waarmee skiet hy? Hy skiet met die kanon van om aan te kla. Aanklagte. Hy skiet daardie geweldige artillerie van hoogmoed of hoogmoedigheid, besoedeling, bespotting, vrees, verwerping, leuns, besmetting, selfverwyt, skinder, strikke, alles swaar artillerie om die kind van God laat te trek, en dat hulle nie meer sal bid nie. Dis sal heilig lewe nie. Dis ontsettend. Wat is die antwoord? Kom ons lewe maar soos ons wil. As ons nou maar lewe soos ons wil, dan het ons nie meer 'n aanslag van die vyand nie, ouens. Weet julle, sal ek wees nie? Nee, nee. Soos al die ander. Om oorlog te vermy, nooit. Ek wil uitroep uit my hart en sê, kinders van God, word heilig. O, kinders van God, wees heilig, leef so heilig as wat jy kan, en begeef jou in die strijdperk, want jy is geleer om oorlog te voer, en as daai goed kom, dan weet jy mos om het te hanteer. Jy weet mos, dis leuns van die vyand, meeste van daai goed, en jy kan dit hanteer. Maar nou ja, ons laaste een, 'n oorlogsverklaring, hy wat siele soek, is 'n oorlogsverklaring op sy beste. Die Spreuke skrywer sê hierdie woorde in Spreuke 24 vers 11, red die wat na die dood gesleep word, wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. Hy praat met ons as kinders van die Here, iets wat gebeur in elke kind van God se lewe, as jy by die Here uitgekom het, en jy smaak die vreugde van saligheid, en die blydskap van verlossing, is daar saam met dit 'n benoudheid, 'n bekommernis oor die siele in my gesin, en in my familie, en in ons vriendekring, ons kollegas, ons werksmense, ons mense op die straat. Jy begin hulle heil soek. Jy begin bid. Jy begin doen wat daardie lied sê in die Halleluja boek. Wie oor die dwalendes rig op wat struikel, bring al die liefde van Jesus so groot. Want jy weet wat is die uiteinde van verlorenheid. Ons het gisteraan duidelik gehoor. En dit is nie 'n grap nie. En as jy 'n tree gee om by jou siel uit te kom, is dit 'n oorlogsverklaring. Stryd tussen lig en duisternis. Ek wil nie sê stryd nie, dis 'n helse stryd. Ag, wat sal ons doen? Kinders van die Here, kom ons hou op om siele te soek. Dis mos nou wonderlik. Dan is ons nie meer in die spervuur nie. Gaan nie vir my sê, gaan ons dit doen? O nee, nooit. O, kom ons tree toe, kinders van die Here, soek siele. Versprei die evangelie, red die wat na die dood gesleep word, hou hulle tog terug.
Ons kan nie, omdat daar oorlogsverklaringe uitgereik word, ingegee word, nou net mooi sit en niks doen nie, en ons gaan sit in 'n hoekie en wat doen julle? Nee, ons wag vir die wederkoms van die Here. Hy gaan nou kom, julle vir ons moet nie, ons kan nie sit en wag nie. Ons moet daar buite wees op die oorlogsfront en aan te gaan vir die Here. Sê vir my, is jy bereid om 'n oorlogsverklaring te maak? Is jy bereid om op te staan en vir die Here te sê, Here, in 'n tyd soos hierdie, wil ek 'n kryger wees na God se hart, 'n soldaat. Ons gaan môre stil staan by, ons moet daarna kyk, wat en wie is ons vyand? Want as ek dit weet, en ons weet baie van hom, maar gaan dit net weer met mekaar vasmaak, gaan ons dit behandel, en as die Here wil Sondagoggend, gaan ek praat oor jou toerusting en jou krag vir die stryd. Maar kom ons sê vir die Here vanmôre, Here, dat ons nie sal terugdeins as daar 'n oorlogsverklaring gedoen gaan word deur dit wat ek doen nie, maar U leer my om oorlog te voer. Mag die Here ons ja. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek gaan U kans gee om daar waar U sit te bid en te praat met die Here. Dis die kosbaarheid van so 'n byeenkoms om nou jou hart voor die Here uit te stort en met hom te praat en hom kans te gee. En jy antwoord op die roepstem wat die Here ook tot jou gespreek het. Bid en praat met die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons maar net voor U kan buig vanmiddag. As U kinders, kruismanne, wat opgeroep is om in hierdie strydpaal te staan. En Here, ons wil nie terugdeins, as ons weet dat 'n heilige lewe, 'n gebedslewe, 'n aanbiddingslewe, getuig oomblik, dat dit die argwaan van die vyand op ons gaan bring nie. Maar Here, dankie vir die toerusting vir die stryd. O, dat U kinders nie sal terugstaan nie, maar Here sal aanmeld en sê, ons wil opstaan vir die Here in die stryd waarin ons gewikkeld is. In Jesus se naam. Amen.